Hallo julle en baie welkom by nog 'n lekker program van Restaurasiestasie. Nou ja, vandag se onderwerp het ek eintlik op 'n heel snaakse manier agtergekom. Dit het my so 'n bietjie teruggevat na my skooldae toe. Nou, hoe ek op die ou end hierop afgekom het, in hierdie week kom een van ons inpakleerders na my toe en vra: "François, sal jy my asseblief help met my tegniese tekeninge?" Nou, jy weet wat tegniese tekeninge is nie, dis 'n vak in die skool waar hulle moet driedimensionele sketse teken ensovoorts. En hy het met hierdie een spesifieke tekening gesukkel, wat ons dan nou in tegniese tekeninge noem 2-punt perspektief. Nou wat gebeur is, dit is 'n onderwerp, byvoorbeeld 'n huis waarna jy kyk en dan teken jy hom van verskillende rigtings af en van elke rigting af lyk hy dan nou anderste. As jy hom in die voorbeeld, as jy voor 'n huis sal staan, hier sal jy die voordeur sien, maar as jy bietjie skyn staan, dan sal jy nou 'n venster by sien. So, dit gaan oor die perspektief na hoe jy na hierdie prent kyk. En toe laat ding het my, weet jy wat, dit is eintlik so 'n goeie lewensles vir ons in die lewe. En toe besluit ek om 'n program te maak en die titel is Siening en Perspektief. Nou wat is die verskil tussen siening en perspektief? Nou wat lag jy my vrou? Sorry, my vrou se hormone, sy is soos julle kan sien baie naby om ek weet nie wat noem is dit, vul of kraam of kalf, ek is nie heeltemal seker nie. So ja, haar hormone is nie so lekker nie. So as sy snaaks raak, weet jy wat, verskoon haar en bid maar net vir haar. So ja, vandag praat ons 'n bietjie oor siening en perspektief. Nou om dit mooi te verduidelik, as jy eintlik my vrou van agteraf kyk, dan sal sy dalk bietjie slank lyk. Maar jy weet, hier van die kant af dan Tafelberg kan naby kom. Ja, nee, so sommer lekker alle grappies op 'n stokkie. So vandag praat ons 'n bietjie oor siening en perspektief. Nou, om dit sommer vinnig net af te skop en te verduidelik, het ek vandag hierdie wonderlike koffiebeker saamgebring. En ek wil jou vra, my vrou, ek hou hierdie beker in die handvatsel vas en julle daar op kamera, julle sal dieselfde sien as wat Ansri sien. En wat se kant is die koffiebeker se handvatsel? Aan jou regterkant. Jou kant. Okay. So, daar, morgen vrou die hele ding op. Okay, so ja. Ek aan my linkerkant. Okay, dis die antwoord wat ek sien. So jy daar by die huis op verskoon, maar ons is lekker vrolik vandag. Liefie, kom ons probeer gou weer. Hierdie koppie. Ek hou hom in sy handvatsel vas. Wat se kant is die handvatsel? Linkerkant. Okay, en julle daar by die huis, julle sal dieselfde sien as wat sy is, die handvatsel aan die linkerkant. Nou, ek wil met julle stry, want die handvatsel is in my regterkant. So, is jy seker? Wat se kant is die handvatsel? Links. My kant is aan die regterkant. Nou, kyk ons na dieselfde koppie, hoor. Ek meen, kyk ons. Nou, dit is presies wat ek vandag wil oordra oor siening en perspektief. Soms sien ons nie dieselfde, ons kyk na dieselfde onderwerp, maar ons sien dit heel verskillend. En in huwelike, veral, is dit waar die grootste stryery inkom. Ek meen, wie is nou verkeerd? En in hierdie geval is nie een van ons verkeerd nie. Hy is in my regterkant en hy is in haar linkerkant. En as ek hom omdraai, is hy nou in my linkerkant en nou in jou regterkant. So dis presies dieselfde onderwerp, dis dieselfde geel koppie met net een handvatsel, maar tog sien ons kyk dieselfde tyd na hom en ons sien hom verskillend. Nou so ook is dit baie keer hierdie klein dingetjies in 'n huwelik veral. Ek wil vandag sommer net oor 'n huwelik aanraak. Dat die klein goedjies maak die grootste stryery, maar ons bedoel baie keer presies dieselfde ding, maar ons perspektief, hoe ons na dit kyk, is heeltemal anders. Nou, ek wil my vrou vra, ons het actually toevallig 'n movie ook gekyk, waar hier 'n soortgelyke geval te sprake gekom. Nou, deel so vir ons 'n stukkie wat hulle uitgebeeld het met hierdie visioen. Maar dis eintlik baie snaaks 'n openbaring gewees, want ons het gesit en dink waarom nog te praat, en ons het gepraat oor hierdie siening en perspektief. En toe die eerste film wat ons kyk, toe kom dit op. En dit gaan oor, as jy in 'n groot stad staan en jy staan onder hierdie gebou, In die straat. 'n groot gebou, en jy staan aan die onderkant van die gebou en jy kyk na die pad en jy kyk na die mense om jou en jy sien
hierdie bewegende karre, jy sien die hastige mense, jy sien hoe almal skarrel rondom jou, jy sien die vullis, jy ruik die karre se gasse, jy sien al hierdie dinge om jou. En dit kan baie keer donker en negatief lyk, want die ander geboue maak die son bietjie toe en jy sien die veiligheid soos ek gesê het, jy sien die slegte, jy sien die ongeduld en die frustrasie wat gepaard gaan saam met dit. Maar dan gaan jy in daai selfde gebou, in daai selfde straat, in daai selfde stad, gaan jy net op na die dak toe en jy sien die son skyn, jy sien die voëls, jy beleef die koel briesie, jy voel die wind deur jou hare waai en alles voel en lyk sommer helderder en beter. Maar dis dieselfde stad, dieselfde straat, dieselfde gebou, dis dieselfde situasie waarin jy is. Jy kyk net van 'n ander oogpunt af daarna. Jy kyk net van bo af, plaas van onder af. So dit gaan ook oor hoe jy die ding sien. Gaan jy vasstaar in dit wat jy op die straat sien? Jy kyk nie op na die lig nie, jy kyk alles hier voor jou, of gaan jy bo staan en afkyk en dit anders sien en dink maar al is daar frustrasie wat jy nie daai oomblik al bo voel nie, jy sien nie die karre beweeg, jy sien die mense loop, jy hoor nie die gedruis van daai mense om jou in die negativiteit nie, maar jy sien dit gebeur. En tog is jy in 'n positiewe lig van die son skyn, die voeltjies chirp en jy beleef dit op 'n ander manier. Ja, so dit is presies dieselfde omstandighede. Jou perspektief het net verander. Dus so basies die grootste verskil tussen siening en perspektief is. Siening is hoe jy iets fisies aanskou. Ons sien hom links, sy sien hom regs. En perspektief is dan die invalshoek waarna jy dit kyk. Dink bietjie, ek het hierdie baie mooi prent ook gesien waar die man oor lê en sy vrou so van 'n berg af en sy vrou se hand vashou en waar die vrou besig is om af te val van die berg af. Nou die vrou kyk op, nou sy sien net sy hand en sy dink by haarself, hoekom tel jy my nie net op nie, hoekom help jy my nie? Maar meantime is die ou besig om haar vas te hou en met sy ander hand is hy besig om wolwe weg te jaag. So die vrou se siening is, weet jy wat is die man besig om te doen? Wil hy my dan nie ophelp nie? Maar haar perspektief, sy kan nie sien dat hy eintlik besig is om haar tweedubbel te beskerm teenoor die wolwe wat hom besig is om daar aan te val nie. So baie keer moet ons lewe, ons kyk almal na dieselfde ding, maar ons kyk met verskillende invalshoeke. So baie keer moet ons net ons invalshoek so bietjie verander. Baie keer moet ons net bietjie draai voordat ons sommer wegspring en aannames maak voordat ons iemand beskuldig. Kom ons verander net so bietjie ons invalshoek en ons kyk met watse oog kyk hulle na hierdie onderwerp. Ek meen baie van ons het verskriklike groot sienings, die sienings wat ons in die kerk het, en ek wil nou spesifiek aanraak waar gay huwelike nou toegelaat word in kerke, gay pastore sommer nou op die kansel is, en hierdie eens bekeerd, altyd bekeerd, die groot doop is uitgehaal, die drie enige God se naam wat uit die grondwet uitgehaal is. Nou, vir sommige mense, as jy om die siening so kyk, dan lyk dit dalk, weet jy wat, gay pastore, ons het die gay ou in die kerk, maar as ons invalshoek verander, nou ons weet uit en uit, is uit die put van die hel, want ons kyk om reeds uit die regte invalshoek uit, as jy waarlik bekeer het, sal jou invalshoek weer reg ingestel wees, en hierdie invalshoek is Jesus Christus, die enigste lewende God, hy wat vir jou gesterf het aan die kruis. So, vir daai pastore se siening is heeltemal verkeerd, hulle siening is op die wêreld, hulle invalshoek is nog om die wêreld te please, geld, jy weet, al hierdie wêreldse dinge wat heeltemal verkeerd is, maar, want hulle invalshoek is nog nie verander, hulle is nog nie werklik bekeer nie, hulle het nog nie hierdie ontmoeting met Jesus Christus gehad nie. Nou sê ek vir jou ook, hierdie siening kan dan nou, wat het reeds besig is om te doen, kan het 'n wanpersepsie maak, oor hierdie gevalle, want nou kom, die kerk is waar die aanvaarding is, die kerk is waar liefde uitgedeel moet word. Nou, verstaan my baie mooi, gay
mense is welkom in 'n kerk, want dis reeds waar hulle hoort, want dis waar hulle Jesus moet ontmoet, tot bekering kom en dan besef waarmee hulle besig is. En ek meen, die hoereerder is welkom in die kerk, dis waar hulle moet kom. Die dronkaard, die verslaafde, dit is reeds, die kerk moet vol hoere, prostituie, en dis dieselfde ding, dronkaarde, die kerk moet vol hulle wees. Maar nou vra ek jou, teen watse invalshoek gaan hulle vast daar? Gaan hulle nou kyk en die persoon wat daar voor staan, of die persoon wat langs jou in die bank sit, dis nie net die dominee daarvoor nie, in gevalle van al hier waar ons by School of Fire kry ons waar mense nie net afgesit word deur die pastorie, maar daar deur iemand wat langs jou in die kerk gesit het, iemand wat jou uitlag, iemand wat jou gejudge het, iemand wat jou, so partykeer is dit sommer net skeef aankyk of dalk op jou stoel gesit het. So, watse beeld gee jy, van watse invalshoek af straal jy uit, of jy nou die pastoor is, en of jy nou net langs iemand in die kerk sit, is hierdie invalshoek, weet jy wat, dis alright om gay te wees, dis alright om te drink, dis alright om te hoereer, eens bekeer, altyd bekeer, is dit jou invalshoek, of het ons hom aangepas op Jesus Christus, om te sê, weet jy wat, jy is welkom hierso, maar ons moet werk aan hom, jy sien dinge verkeerd, kom ons help jou, om hierdie invalshoek reg te draai, en Jesus Christus, die middelpunt, en die oogpunt van hierdie situasie te maak. Ek wil net daar ook by sê, God is lief vir die mens, en hy aanvaar die mens, maar hy aanvaar nie die daad nie. Hy hou nie van die sonde nie. Die daad is die sonde. Maar die mens self is God voor lief. En omdat hy daai mens so lief het, wil hy 'n omkeer in daardie persoon se lewe sien. Verseker. Nou, nog ook 'n sommer 'n eenvoudige voorbeeld wat ek van julle kan gee, en dis sommer 'n siening wat almal mee bekend is as mens 'n glas water sal vat, en ons gooi hom net halfpad vol water, dan, hoe sien jy hierdie glas? Nou, as jy van bo af onder toe kyk, dan sal jy sê, weet jy wat, die glas is net half vol, deur onder lê die water, hierdie glas is net half vol water. Maar as jy nou jou perspektief gaan verander en van onder af kyk, en jy gaan die glas nou al van onder af kyk en jy sien die water lê daar, dan sal jy sê, weet jy wat, die glas is actually al half vol. Hy moet net nog so 'n bietjie water kry, dan is hy vol. So dis presies dieselfde glas, dis presies dieselfde situasie, net deur middel van jou perspektief te verander, waarvan af jy kyk, is dit twee verskillende prentjies. So, wat straal ons uit? Op watse perspektief is ons? Hoe kyk ons na die lewe? En in verhoudings, kom ons dink bietjie, man en vrou, as ons mekaar wegspring en aanvat, dalk sien jou vrou net van 'n ander perspektief af. Sy sien die koppie, sy handvatsel aan die linkerkant en jy aan die regterkant, maar nog steeds is dit presies dieselfde koppie. En weet jy wat, ek kan hierdie selfde koppie nou vat en ek kan hom draai. En as ek hom nou vir julle wys, dan gaan ek vir jou vra, waar is die handvatsel? Dan gaan jy sê, weet jy wat, die koppie het nie eers 'n handvatsel nie. Dis 'n gladde onderwerp. En hier waarvan af ek kyk, as ek hom nou so draai, sal jy sien die handvatsel, daar is 'n handvatsel. So baie keer moet ons net ons perspektief in die lewe verander. So my lief, wat wil jy nog bietjie bydra oor siening en perspektief? Ek dink oor siening en perspektief, dit gaan oor elke situasie, hoe jy daarna kyk. En as jy gaan na die huwelik toe, dan gaan dit oor, soos jy sê, dis nie hoe jy daarna kyk of hoe ek daarna kyk, dit gaan oor wat die werklikheid is. Dit gaan oor om 'n middelpunt te vind en te sê, okay, maar ek sien jou kant en ek sien my kant en hoe gaan ons 'n middelpunt kry om dit uit te sorteer. En so gaan dit oor elke situasie in die lewe. As daar vriendskaplik iets is met iemand wat jy moet uitsorteer, dan dit gaan oor om 'n middelpunt te kry. As jy in 'n situasie sit, Gap maar goed lank. Swanger vrouens altyd moeg. As jy in 'n situasie sit, dan gaan dit oor nie net hoe jy die situasie sien nie, maar jy moet probeer uitkyk hoe iemand anders daai situasie sien, dat jy kan beter verstaan hoe daardie persoon voel en wat daardie persoon maak. So, as ons kyk na alle situasies, probeer jou mindset verander om nie net jou kant te sien nie. Probeer jou mindset verander
om jou perspektief te verander in die lewe. Nou, sommer nou, so tongenietjies waar sy nou lekker gegaap het. So, 'n mens se eerste aanskouing op, as mens nou moet gaan siening is, ag weet jy wat, kyk hoe ongeskik is sy het nie eers gaan slaap vroeg nie, ons neem nou vandag op, maar weet jy wat, as jou perspektief bietjie verander, en besef, sy moes heel nag opsit met 'n babietjie wat nie wil slaap nie, en so, op die oog af lyk iets dalk vir jou verskriklik ongeskik, maar weet jy, as jou perspektief dan in jouself en daai persoon se skoene sit, dan sal jy wel agterkom, weet jy wat, maak jy oogies toe, slaap maar so 'n bietjie. Nee, ja, so ook, dra dit dan nou oor na die Bybel toe self, en nie as ons nou fisies na die Bybel kyk nie, ek meen 'n Bybel is 'n Bybel, so kan dit dalk vir jou lank en smal lyk, en so plat en reghoekig, maar ook siening en perspektief in die Bybel self, en dit is waar kerke so groot verwarrings kom, so groot stryery kom, en waar die kerke dan so opbreek ook dan nou kom, en dit gaan ook oor siening en perspektief. Hoe lees ons hierdie Bybel? Met watse invalshoek lees ons die Bybel? Hoe gryp ons die ding aan? Ek en my vrou lees presies dieselfde vers, en uit dieselfde Bybel uit, en vir my staan iets heeltemal anders uit as dit vir haar doen. So, almal van ons lees die Bybel anderste, so, nie as iemand jou aanvat oor iets, sê, weet jy wat, jy is heeltemal van die pad af nie. Kom ons kyk bietjie, hoe kyk hy na daai skrif? Soos as ek nou 'n voorbeeld kan vat, kom ons vat sommer 'n baie bekende vers, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, vir wie ook al in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou kom ons vat 'n bietjie siening en perspektief, net op daai een versie. Sê gou vinnig jy vir my, ek wil hê jy moet nou probeer, jy skep nou die ware perspektief, en ek gaan nou 'n valse lering probeer sê oor hierdie vers. So sê vir my hoe hierdie Johannes 3 vers 16, as jy nou jou perspektief en jou siening oor dit kan sê. Die Here het jou werklik lief gehad en hy het opgeoffer en sy kosbaarste besitting. As jy kinders het, dan weet jy, jou kind is jou kosbaarste besitting. En hy het sy kind gaan opoffer en sy kind laat aarde toe kom. En ons almal, as jy nou na die wêreld om jou kyk, ons almal is so geneig om te sê, kyk hoe sleg is dit, kyk die geweld, kyk hoe vol sonde is die mense. En hy het sy kind wat veilig was in die hemel aarde toe gestuur, na hierdie negativiteit toe, na hierdie vloekery, na hierdie misdaad, na al hierdie goed wat gebeur op aarde. En hy het sy kind laat sterf, daarby nog, om jou sonde te laat vergewe. Nou, ek voel nie, ek sal dit maklik doen vir my kind nie. Vir my was dit swaar om my seentjie vir die eerste keer in sy eie kamer te laat slaap. En dis reeds voel vir my na 'n te groot opoffering vir baie keer, maar God het jou regtig so lief gehad dat hy sy kosbaarste besitting vir jou gegee het, sodat jy vandag hier kan wees en dat jou sonde vergewe kan word. So jy gryp hierdie liefde fisies aan. Jy vat die liefde. Nou, soos ek gesê het, ek gaan nou, dis presies, soos sy sê, is nou die perspektief, ek gaan nou wat die kerk nou sal inbring, 'n wanpersepsie. Nou ek sien presies dieselfde, ek sien hierdie God se liefde so in hierdie verhaal, dat ek vir jou wil, dat ek dit wil draai in die perspektief in, want hulle sê, want so lief het God die wêreld gehad, so ek vat hierdie liefde, ek vat dit vir my, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar die enigste ewige lewe sal hê. So weet jy wat, as ek nou moet sê, en ek dink dis waar die mense aan die ding kom, eens bekeerd, altyd bekeerd. Ek vat hierdie liefde en ek sê, weet jy wat, Here, dankie. U daai liefde vir my gegee wat baie mooi en reg is. En ek sê, maar u wil tog nie hê ek moet verlore gaan nie. So ek het hierdie gebedjie opgesê, ek is bekeerd, u wil nie hê ek moet verlore gaan nie. Dis ek is veilig. Ek kan nog my glasie wyn drink, ek kan nog 'n sigaretjie rook, ek kan nog lekker party, want u het my tog so lief gehad. Nou, ek meen dis hoe ons die Bybel baie keer lees. Ek sien die liefde, ek sien dieselfde liefde wat sy sien, maar ek sien so 'n bietjie ekstra by. Ek sien ek die ewige lewe sal hê, so maak tog nou nie saak nie. God het my dan nou so lief. So ek kan eintlik maar ek kan aangaan met hierdie nonsens, hierdie moedswillige sonde waarmee ek besig is. Nou, dit is uit en uit 'n wanpersepsie. Dit is 'n hele verkeerde perspektief waarna ons in die Bybel kyk. As jy 'n vaderlike liefde
sal vat, ek meen dan sal jy die beste vir hom wil gee, jy sal die beste seun wil wees. Jy sal, ek meen ek was op my senuwees as ek net ietsie verkeerd gedoen het, as ek so bang my pa vind uit, hy moet tog net nie weet nie, wat gaan nou gebeur? En so, kom ons kyk bietjie hoe lees ons die Bybel, want siening en perspektief kom ook fisies in die Bybel voor. Hoe lees ons die Bybel? Ons lees verse dalk verskillend en boodskappe word verskillend oorgedra, so dis vir ons perspektief moet Jesus Christus wees. Oninvalshoek moet Jesus Christus wees. Want dan sal jy weet, as ek hierdie vers gelees en ek sien dat jy die ewige lewe sal hê, dan sal jy verstaan, as weet jy wat, maar hierdie ewige lewe kan ek tog nie misbruik nie. Ek kan nie net gaan en aangaan met my normale sondige lewe nie. Ek sal moet verander om hierdie ewe, ek sal moet streef om hierdie liefde te vat, uit te straal na ander toe en so na as moontlik soos Jesus Christus te lewe. Dan sal ons as mens begin die perspektief kry van Jesus. Ons sal ons invalshoek verander en ons sal dan dinge ook heeltemal anders sien. Nou ja, so siening en perspektief, kom ons kyk bietjie, voordat ons praat in huwelik, kom ons kyk eers van watse angle af. Kyk die vrou of die man, sien hulle om aan die linkerkant of die regterkant, want tog op die ouend is dit presies dieselfde situasie. En in die woord ook, as ons bietjie striwelinge net in die woord, kom ons kyk 'n bietjie van watse invalshoek af kyk ons. Weet jy, kyk ons soos Jesus sou kyk, of kyk ons soos die wêreld sou kyk ons uit 'n vleeslike en 'n menslike oog uit. Nou ja, dit was baie lekker om met julle 'n bietjie te gesels oor siening en perspektief. So ons sien julle volgende week, geniet julle week en onthou, die keuse bly joune.